Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 6de April 2026, amper sê ek 6 April 1652, toe Jan van Riebeeck hier aan die Kaap geland het. Maar môre aan julle almal hier vanaf die Groot Rivier. En ek het vanoggend so 'n bietjie later beginne. Dit is nou 25 oor 7 en ek het 'n bietjie slap gelê en nie so vroeg opgestaan met die opname vanoggend nie, maar dit is daarom Paasmaandag en baie van julle lees ook 'n bietjie later as gewoonlik, maar ek gaan nog steeds met julle gesels. Gister was daar een van die videoklips wat ek geplaas het, wat op die ou einde nie die waarheid was nie, en dit is die videoklip van die vleenier wat gevang is deur die mense daar op die grond. Dit is 'n ou video en dit kom uit 'n paar jaar gelede van 'n valskermsoldaat in Irak waar die foto geneem is of die videoklip dan geneem is. Ek vra daarvoor om verskoning. Maar dan die ander goed wat ek gesê het gister, die wrakke van die vliegtuie wat daar lê is 2 C-130 vliegtuie, vragvliegtuie, en dan is dit 4 MH6 Little Bird helikopters. En daar's nie regtig 'n goeie verduideliking oor hoekom hierdie vliegtuie was waar hulle was by Isfahan nie. Dit lyk of dit moontlik veel eerder 'n aanval kon wees in 'n poging om beheer te kry oor Iran se kernkragsentrale en dat hierdie operasie toe lelik skeef geloop het. Dit herinner my aan destyds hier in die 80er jare toe Amerika ook 'n reddingsoperasie in die Sinai-woestyn uitgevoer het en waar die 2 helikopters toe in mekaar vasgery het terwyl hulle besig was met brandstofaanvulling en daar het die vragvliegtuig en die helikopters uitgebrand. Daai beelde is vandag nog baie helder in my kop as jy gekyk het na al die verkoelde liggame van die Amerikaners daar in die woestyn. Ek kan net nie die datum spesifiek onthou nie, maar hierdie herinner my baie daaraan. Die amptelike storie is dat dit is die reddingsoperasie wat skeef geloop het. Maar ons moet dan nou verder kyk. Wie span 2 C-130 vragvliegtuie en 4 helikopters in, hierdie Little Bird helikopters in, om 'n vleenier te gaan red? Dis daar 'n bietjie van 'n overkill, as jy my sou vra. Dan die ander ding wat nogal verdag is die feit dat die optelpunt van hierdie vleenier, hierdie wapenstegnikus aan boord, wat die tweede vleenier was, wat hulle nou nog nie gekry het nie, wat hulle gesoek het, meer as 100 kilometer van die punt waar die F-15 afgeskiet is, meer as 100 kilometer weg, het hulle gesê, het hulle hom opgelaai. Nou dit klink 'n bietjie dik vir 'n daler, maar hier is 'n paar stukkies, goed wat ek vir julle wil wys. Dan is hierdie een opmerking is, those bent props, yeah, that's not self-destruct, that's impact from being shot down. Look at, like Iran really nailed a mid-flight. US trying to spin it as we blew our own up. Nou, hulle sê nou hier, die vliegtuie het vasgeval. Eers gesê, die een vliegtuig wou nie weer start nie, en toe wil die tweede een nie start nie, en toe wil nie een van die helikopters start nie, en toe blaas hulle almal op om te vernietig. Maar dan wonder ou, as dit dan so is, hoekom is daar nog liggame aan boord van hierdie vliegtuie? En daar waar die rooi kringetjie getrek is, en ek kry hom nie regtig nou hier, want waar ek sit, dit vergroot nie, maar daai is 'n skedel wat daar lê, binne daai rooi sirkeltjie op die foto. Dis 'n skedel wat daar lê. So die storie dat hulle dit self opgeblaas het, maak al minder en minder sin, gesien dat hoeveel het hulle gespandeer
om 'n sogenaamde reddingspoging te gaan uitvoer. Dan kom Donald Trump self later deur die dag en hy sê die volgende. Hy sê it's an old C-130 plane that crashed. Very outdated. Nobody really wants to talk about it. Sadly, 8 soldiers lost their lives. We honor them. But it also means there is 8 new vacancies in the Air Force. We're going to rebuild stronger, better than ever. Dis nogal 'n skokkende opmerking vir enige president om te maak, maar al die stories wat gespin word rondom hierdie vliegtye, die reddingsoperasie van die wapens ingenieur aan boord van die F-15, daar's soveel wye stories, maar die bewyse dui op iets anders. Die bewyse dui dat daar wel 'n probleem was. En hier kom die president en hy sê, ja, dit is 'n ou C-130 wat geval het. Hy sê nie, hy het geland en hulle kon hom nie weerstaat nie. Hy sê nie, hy het vasgeval nie. Hy sê, dis 'n ou C-130 wat gecrash het, geval het, in 'n ongeluk was. Hoe dit ook al sê. En dan sien ons dele van liggame aan boord. En dis hoekom ek bly sê, ons kan nie glo wat die hoofstroom media vir ons sê nie. Nie beide kante se hoofstroom media kan dit sê nie. Maar Amerika erken ook nie hulle eie verliese nie. Maar dan is dit vir my interessant, die volgende wat ook opkom. An hour after announcing his resignation, the US Army Chief of Staff says, a madman is about to lead the great US military to ruin. Nou dis 'n generaal in die Amerikaanse weermag, hoof van staf, en hy het bedank en hy sê die rede is dat hierdie malman, verwysende na president Donald Trump, gaan die einde van Amerika se militêre mag beteken. Nou weer eens gister baie opmerkings gehad op wat ek gesê het, die feit dat ek reeds op die dag na die inval op die 29ste Februarie gesê het, dat dis die grootste fout wat Donald Trump gemaak het en dat daardie fout inherent ons saak in Suid-Afrika vorentoe gaan benadeel. Dis die hartseer deel daarvan. Want ek dink hierdie oorlog wat eintlik totaal en al unprovoked was, en hy is die president van vrede, het 'n totale fout gemaak deur Iran binne te val. Nie omdat ek Iran se kant vat nie, maar omdat ek wil hê Trump moet 'n sukses maak in die Withuis, sodat ons hier in die suidpunt van Afrika die voordeel van sy presidentskap kan beleef. Maar as hy nie meer daar is nie, as hy hierdie middeltermynverkiesings in November sou verloor en hy verloor die meerderheid in die huis en hy verloor die meerderheid in die Senaat, dan het ons groter probleme hier in Suid-Afrika, want dan is daar nie meer werklik 'n groot mag wat vir die Afrikaner kan praat nie. Dan gaan ons daaronder ly. Maar nou is dit ook interessant dat die kritiek wat ek kry, en baie van die kritiek kan ek verwerk, maar wanneer dit persoonlik raak, is dit nie baie nice nie. En dis nou 'n ene Gerard Moelman. Hy sê ek luister na Wynand de Tooy se repliek oor die FSA, USA, hy praat Engels en Afrikaans deur mekaar se vleenier storie. Wynand is 'n dom bliksem. En dan kom maar 'n verdere ou op, hy sê Gerard, ek sal gaan soek. In die skermutseling toe hy geskiet was, het hy gesmeek vir oorgawe. Wil hom nie daaroor kritiseer nie, maar dit is die feite. 41 jaar nadat ek gevange geneem is in Angola, word my gevangeneming gebruik om my te diskrediteer oor wat ek nou sê oor 'n oorlog in die Midde-Ooste. Nou hulle behoort almal aan die volgende groepie, en dit is nou nogal ook 'n interessante groep.
boere en boerdery verwante sake. Dit is die manne wat my nou so ernstig aanvat, wat weet, want Gerard was mos dalk self in Cabinda gewees, of was hy nie in Cabinda nie. Nou ek sien dat min van hierdie mense op hierdie boere en boerdery verwante sake is boere. Die meeste van hulle is nie boere nie. Of althans nie landbouboere nie. Dis mense wat items wil verkoop. Dis mense wat menings wil lig en uitgee, en eintlik maak hulle maar net die boere wat wel op daai groep is, se name ook gat in die proses. Net ek en die wat saam met my daar was, weet wat het in Cabinda gebeur. Daar's te veel mense wat na 41 jaar beter weet wat daar gebeur het as ek. Beriggewing dat ons met die Portugese of met die Angolese gepraat het, onderhandel het. Genade tog, nie een van ons kon Portugees praat nie op daai stadium nie. Behalwe natuurlik ons van ons swart spanlede, 2 van hulle wat by was, wat kon praat. Maar dit is net ongelooflik hoe mense nou, dit wat ek hier nou vir julle vertel, wat ek vir julle bewyse van gee, en waarvan ek nou al lankal waarsku dat die hoofstroom media ons mislei, word nou gediskrediteer deur dit wat iemand op 'n boerdery belangegroepie gehoor het oor wat 41 jaar gelede gebeur het. Ek wonder of die perd toe al gebore was. Maar dit sal 'n mens nou altyd kry. Ek maak foute met my uitsendings. Ja, dit is so, daar is foute wat ek maak. Maar in die breë gesien is ek meer korrek as foutief. En is my ontledings oor wat dit tot gevolge kan hê, die belangrikste faset as die direkte feite wat ek weergee. Ek kyk altyd na die Midde-Oosterse oorlog, die Oekraïense oorlog en sê, hoe gaan dit vir my en vir jou in ons oorlewingsstryd in Suid-Afrika beïnvloed? Dis die rede hoekom ek dit ontleed. Want, soos Medvedev gesê het, van Rusland, daar is nou niks meer wat 'n kernoorlog in die Midde-Ooste kan verhoed nie. En beide Rusland en China het Israel gewaarsku en gesê, as julle atoomwapen gaan gebruik, gaan ons julle plat maak ook met atoomwapens. Dit is gesê. Dis nie goed wat ek uit my duim uitsuig nie, dis gesê, dit word gesê. Dis nie goed wat in die wêreld gebeur en het jy al gedink in die invloed op Suid-Afrika wanneer kernwapens deur die lug vlieg in die Midde-Ooste en in die noordelike halfrond. Dan is dit nie Iran wat teruggebom word tot in die steentydperk nie. Dan gaan ons almal terug na die steentydperk toe, al word ons nie direk deur daai bomme geraak nie. Maar daai gevaar wil mense nie insien nie. Daai moontlikheid wil hulle nie insien nie. Want ons kanse op geweld in Suid-Afrika neem 10voudig toe die oomblik as die noordelike bronne tot niet is. Wanneer daar nie meer 'n oë van die wêreld is wat op Suid-Afrika gerig kan word nie. Waar die ANC en sy bondgenote roekeloos kan beginne om van die blanke ontslae te raak. Want daar's niemand om hulle meer in plek te hou nie. Dink daaroor, dink daaraan en probeer daai feite weer lê deur iets wat 41 jaar gelede gebeur het. Noem my 'n dom bliksem. Maar een ding weet ek. Moenie aan my deur kom klop die dag as jy begin hardloop nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ek is môreoggend terug by julle en môreoggend sal ek op die regte tyd dan nou weer begin en sal julle die video op die gewone tydslot van 6:30 vir 7 uur kan kyk.
Mooi loop, lekker dag, beseënde dag, ontspan lekker, ry veilig terug en gesels môre.